Welkom terug by die groot ontbyt. Johan Borchets, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Ooskuier, môre by ons. Ons praat bietjie oor, kan jy sê, aandele blootstelling op die maksimum langtermyn groei en wat 'n mens daarvan kan kry. Goeiemôre Johan. Môre julle is lekker om hier te wees. Johan, kom ons begin eers by daai vraagie wat ons nou die dag. Ons het nou oor kontant gepraat. Ja. En toe het jy gesê kontant is nie altyd koning nie. Ja. Alhoewel 'n mens sou dink kontant is die ding, nou wat is dan nou beter Ja. vir langtermyn groeikontant? Ja, net om so 'n bietjie terug te val na laasweek toe. Ons het gesê kontant is nie altyd koning nie. Kontant is koning, maar tydelik, nê, vir 'n kort gedeelte. En kontant kan nie altyd 'n langtermynstrategie in die portefeulje wees nie. So as 'n mens wil kyk na langtermyn kapitaalgroei, dan moet 'n mens definitief bietjie wegbeweeg van kontant af en meer aandele blootstelling kry. Dan is Ja. daar ook die groot debat oor plaaslike en buitelandse beleggings. Waar moet mens eintlik belê? Wat is beter? Ja, ek dink 'n mens moet 'n goeie balans hê van beide plaaslike en buitelandse aandele. As 'n mens nou gaan kyk die afgelope 5 jaar, sou 'n mens definitief 'n groter blootstelling aan die S&P 500 in Amerika byvoorbeeld wou gehad het. Ons het daar gesien dat die groot IT-maatskappye, AI-maatskappye ongelooflike goeie opbrengste gelewer het die afgelope tyd en ander aandele ook. Jy weet, so mense wou definitief die hele Amerikaanse mark die afgelope 5 jaar was baie goed gewees, maar ook ons plaaslike mark die laaste jaar baie goed gedoen. So mense wil definitief 'n goeie balans hê tussen die twee en jy hoef nie noodwendig net te kies net plaaslik of net buiteland nie. Ja. Ek dink altyd terug in op 'n stadium, seker nou al so 3 maande terug wat jy by ons 'n draai kom maak het en jy het aandele gewys van spesifieke maatskappye wat so goed gedoen het, maar oor die maksimum langtermyn, Ja. oor 15 jaar wat Ja. ongelooflike groei getoon het, Ja. net spesifieke aandele van maatskappye in Suid-Afrika. En dit laat 'n mens dink, hierdie genoteerde aandele, wat jy dan na verwys, dit is ontsettende mooi resultate, maar daar's baie mense wat nog steeds sê, kyk, jy hoef nie in genoteerde goederes te belê nie. Ons het privaat ekwiteit byvoorbeeld ook. Ja. Sal jy vir jou kliënte aanraai om privaat ekwiteit ook in te belê? Nee, glad nie. So ons doen glad nie enige private ekwiteit nie. Ek dink as 'n mens na private ekwiteit gaan kyk, is dit 'n baie spesifieke mark vir 'n baie spesifieke kliënt. En daai kliënte moet definitief, jy weet, die risiko verstaan wat gekoppel is aan private ekwiteit. Jy weet, ons hou meer van genoteerde aandele, jy weet, so ons hou van aandele wat die waarde en die markprys elke dag op 'n oop mark bepaal word. Dit wil sê dis onafhanklike kopers en verkopers wat daar is. En dan, 'n mens weet ook die lewe gebeur baie keer, nê. So jy, alhoewel jy 'n belegging wil maak, aanvanklik om te sê, hoorie, my doelstelling gaan wees om hierdie geld vir die volgende 5 jaar of 7 jaar nie te gebruik nie, goed gebeur. Jy weet, jy het partykeer toegang nodig tot daai kapitaal en dan moet jy seker wees jy kan jou belegging onttrek as jy wil nie. Weet, so ek sal nooit vir 'n kliënt wil sê, hoorie, jy het 'n belegging gemaak, maar dis nou vas vir 'n bepaalde tydperk. Jy kan nie jou geld oor 4 jaar of 5 jaar of wat ek al trek nie. So ons hou van genoteerde aandele. Jy weet, dis elke dag word dit verhandel, die markprys is onafhanklik. So ja, definitief geen ander goed nie. Ja. Hoekom is daar dan so baie instansies wat wel vir hulle kliënte privaat ekwiteit of alternatiewe beleggings aanbeveel? Ja, ek weet nie. Dit is 'n moeilike vraag. Weet ons sukkel partykeer self met daai antwoord. Ja, ek dink ons verstaan nie hoekom sal mense altyd daai addisionele risiko wil loop vir dit nie. En jy weet, die gevolgtrekking is maar net dat mense nie altyd dalk 100% ingelig is om te weet presies waarvoor hulle self inlaat nie. So ja, so dit is iets wat baie jy weet wat baie in die mark is, maar as 'n mens gaan kyk wêreldwyd, jy weet die blootstelling aan dit is relatief klein teenoor genoteerde beleggings. En dis vir baie spesifieke mense, nee, vir 'n baie spesifieke mark. En dan net 'n baie beperkte gedeelte van jou belegging. Maar jy weet, ons sal nooit daarmee saamstem dat jy byvoorbeeld vir iemand wat op aftrede is of wat sy totale spaargeld mandjie in so baie hoë risikobelegging sit. So mense moet 'n aptyd hê vir risiko, dis sê jy. Definitief, ja. En jy moet dit verstaan. Jy moet dit verstaan. Ja. Onthou, almal hou van risiko en het 'n aptyd vir risiko as dinge goed gaan of as jy dink dinge gaan goed gaan. Maar as dinge bietjie begin suid gaan, dan of as jy die geld nodig het, Dan smaak daai risiko nie meer so lekker. dan is dit nie meer so lekker nie. Ja. Nou julle by PSG Wealth Pretoria Oos het 'n direkte aandele portefeulje. Nou sit mense en dink, wat is die
Wat is die prestasie daarvan op die langtermyn? En ek kan mos nou by 'n private ekwiteit kan ek 14% kry. Maar dis die mense wonder, wat is dan die prestasievlakke van 'n langtermynbelegging in hierdie spesifieke portefeulje? Ja, so ons het by ons PSC Pretoria het ons 'n plaaslike en 'n buitelandse direkte aandeleportefeulje ook. Nou weer eens, dit is ook vir kliënte wat gemaklik is met die langtermyn risiko op aandele en wat die wisselvalligheid op markte kan absorbeer. Maar ons buitelandse aandeleportefeulje se langtermyn groei oor die afgelope 10 jaar was so 15,2% per jaar. So ons is baie tevrede met die groei. Dit het die maatstaf wat ons gebruik, die MSCI wêreldindeks wat maar die mandjie is van wêreldaandele, het ons daarom so 'n bietjie uitpresteer. So dit is 15,2% per jaar en dan moet 'n mens vir jou die vraag afvra as jy dit uitgenoteerde aandele kan kry wat die heeltyd beskikbaar is, waar daar 100% deursigtigheid is, jy weet, hoeveel meer wil 'n mens nou hê? Hoeveel meer risiko wil 'n mens loop om dalk indien enige groter opbrengs te kry? Dis maar die vraag, ja. Dit is ook baie opvallend dat dit nie geval het nie, veral nie soos tydperke soos COVID-19 nie. Ja, so belangrik om te let, hierdie opbrengs is in randterme. So natuurlik die buitelandse aandeleportefeulje meet ons die opbrengs in dollarterme en in randterme. So hierdie grafiek is spesifiek in randterme om dit nou maar net vergelykbaar te maak vir die plaaslike goed hierso. Maar ja, as 'n mens gaan kyk dan COVID, interessant, markte het geval natuurlik, nee. So in dollarterme het dit geval, maar wat ook gebeur het, die rand het ook baie verswak, nee. So mens kan amper net dink in Desember 2019, toe was die rand nog onder R14 teenoor die dollar. In die begin van Januarie 2020 kon jy nog dollars koop teen R14. En wat dit jy kan dit nie glo nie in die kort tyd nie. En wat het gebeur in COVID in daai tyd het die rand geval van kom ons sê hier rondom R14 net oor die R14 na oor die R19 toe. So die oomblik wat dit gebeur waar jy nou aandelepryse het wat val maar die rand verswak ook baie, kry jy daarom daai verskansing in jou portefeulje as jy nou na die randterme van dit kyk. So so definitief dit is een voordeel van nie net buitelandse aandele nie, maar enige buitelandse belegging dat jy daarom daai randverswakking, daai verskansing die rand dat jy dit daarom ook in die portefeulje kry, ja. Julle direkte buitelandse portefeulje. Waaruit bestaan so 'n fonds? Ja, so daai portefeuljes, soos ons sê, dis direkte aandele, dis omtrent 96% aandele en 4% kontant wat daar is, maar die mandaat is om in 100% in aandele te belê. So so dit is nie geld wat jy op die korttermyn wil nodig hê of korttermyn inkomste van trek nie. Dis geld wat jy daar een kant sit en wat jy langtermyn groei wil hê. Dis jou belegging. Dis jou belegging en jy kan maar die wisselvalligheid in markte kan 'n mens absorbeer. Maar jy gaan altyd dan die langtermyn groei kry, ja. Het mens genoeg diversifikasie in so 'n portefeulje? Ja, definitief. Ek dink as 'n mens kyk daar na die aan die bokant aan die regterkant, in die verskillende kategorieë wat dit is, kan 'n mens sien daar's nie in een sektor waar daar oorgewig in is nie. Mooi versprei is in al die verskillende sektore in die op die markte wat 'n mens kan kry en dan ook nie enorme groot blootstelling aan enkele aandele nie. So mense definitief goeie diversifikasie oor al die sektore in die mark wat 'n mens kan kry. Ja. Dis baie bekende handelsmerke in hierdie portefeulje. Is dit 'n spesifieke fokus vir julle om by die gevestigde handelsmerke te hou? Ja, ek dink ons hou nogal van gevestigde handelsmerke. Jy weet en ek dink om dit baie eenvoudig te stel. As 'n mens nou byvoorbeeld, kom ons sê jy het 'n Apple foon. Ek is nou 'n Samsung mens, maar kom ons sê jy het nou 'n Apple foon. Jy gebruik Apple, jy sien hoe lekker werk dit vir jou. Dan sal jy mos gemaklik wees om te sê, hoorie, maar ek wil dalk deel in hierdie goed. As 'n produk mos goed werk. By jou aanklank vind, ja. En jy kan daai produk gebruik. Dan gaan ander mense mos ook daai produk gebruik. Jy weet, en dit gaan beteken as die produkte goed is, gaan dit beteken dat die handelsmerk al hoe sterker word en dan gaan die maatskappy waarskynlik groei. So dis baie onwaarskynlik dat jy 'n baie sterk handelsmerk gaan kry met 'n baie goeie onderliggende produk en die maatskappy gaan swak doen. Ek meen dan is dit, jy weet, dalk tydelik iets wat daar swak bestuur of swak besluite of een of ander iets is, maar as jy 'n goeie besigheidsmodel het en 'n baie goeie produk het, 'n goeie handelsmerk het, dan is dit mens gemaklik om in die maatskappy te belê. En ook as 'n mens na hierdie goed kyk, jy weet, is dit
maatskappye wat reg oor die wêreld handel dryf. So nie net gekoppel aan byvoorbeeld Amerika wat ons nou gesê het nie, maar hulle dryf oor die hele wêreld handel. Jy kan in enige stad in die wêreld instap, jy gaan 'n iStore kry. As 'n mens kyk byvoorbeeld na Visa en Mastercard, maak nie saak waar jy jou kredietkaart in die wêreld gebruik nie. Jy weet, jy betaal maar indirek vir Visa en Mastercard of een van die twee. Betaal jy maar stukkie. So ja, hoekom sal 'n mens nou nie wil deel aan daai kwaliteit maatskappye nie? Johan, baie dankie vir jou insig. Dit is lekker om te hoor wat PSG Wealth Pretoria oors kan bied en hoe jou portefeuilles lyk, veral in die buitelandse mark. En dit maak dit 'n bietjie duideliker vir mense om te verstaan hoe die konsepte werk. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie, was lekker om mee te wees vir julle. Ja, dis dan Johan Botchits van PSG Wealth Pretoria oos. Hulle help jou om die geheelbeeld te sien. E-pos gerus na hierdie volgende adres toe: groot@psg.co.za. groot@psg.co.za vir meer inligting, spesifiek ook dan oor hierdie buitelandse portefeuilles. Geaffilieer van die PSG Consult Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons bietjie oor musiek wat jy hierdie week kan verwag.